Franschhoek, een van die oudste dorpe in Suid-Afrika, is geborge tussen die dramatiese berge van die beeldskone Kaapse wynlande. Die asembenewende en skilderagtige natuurskoon, warm gasvryheid, wêreldklas kokens en uitsoekwyne snoer kragte saam om 'n onvergeetlike ervaring te skep vir die duisende toeriste wat jaarliks hierheen stroom. Helaas, vir my en my vierbeen makker Sofia is Franschhoek eenvoudig huis en tuiste. Welkom by Geure uit die Vallei, die program waarin ons heerlik gaan kook met plaaslike produkte hier in die pragtige Franschhoek Vallei met sy unieke wynplase, heerlike vrugte en karaktervolle inwoners. Kom deel in hierdie ervaring saam met my. Vandag se Franschhoek het ontwikkel in 'n kontemporêre gemeenskap sonder om die kern van sy oorspronklike karakter te verloor wat geskep was deur die eerste Franse hugenote wie hulle hier kom vestig het. Ek het ongeveer 3 jaar gelede die dol lewenstyl van 'n professionele chef verruil vir die bedaarde en rustige bestaan van 'n sorgvrye plattelandse kok. En al mag ek dalk selfvoldaan klink, ek klop myself sedertdien gereeld op die skouer. Wanneer ek nie die spysenering vir geleenthede en funksies hanteer nie, is ek passievol daaroor om tyd in die buitelug te spandeer. Ek drink behoorlik die pragt van die vallei in. En waar sal jy nou 'n beter manier vind om dit te doen as om die dag te verwelkom met 'n vroegoggend perdrit? Ek en by ons Sofia geniet van vroegoggend af al hierdie ongelooflike natuurskoon. Ek het vir ons 'n tafel hier reg gesit sodat ons 'n vinnige ontbyt aan mekaar kan slaan. Die bestanddele wat ons nodig het is die volgende. Ons het 3 geklopte eiers, ons het gerookte forel, olyfolie, sout en peper en dan 'n klein bietjie mosterd. So wat ons gaan doen is, ons gaan ons pan lekker warm maak, sit hom op die hitte, en terwyl die pan warm word, gaan ons die eiers klits. Bietjie olie in die pan gooi en terwyl hy lekker rook, gaan ons in met ons eiers in die warm pan. Sout en peper terwyl hy hom kan borrel. En dan wat jy doen met die eierspan, jy beweeg hom net weg van die rande af, sodat die basis heeltyd solied bly. Soos jy kan sien, raak dit nou lekker dik en is amper reg. En volgende wat ons doen is, ons sit ons forelvleis op die eiers, draai die hitte af en gee dit dan 'n paar minute net om gaar te kook. Nou ek is seker Sofia is honger. Sofia, kom. Kom. Sofia sit. Weg jy met jou voet? Sê. Ek is doodseker sy dit geniet. En nou is dit my beurt. So al wat ons nog moet doen is om baie versigtig met 'n eierspan die omelet toe te vou en 'n bietjie mosterd bo-op te sit waarvan ek baie graag hou. En dan is ons gereed om te eet. En wat is beter as 'n baie eenvoudige omelet hier in die bos?